Ek wil net geseker maak by jou Fransjo, die dokumentasie wat die partye moet onderteken, watter dokumentasie is dit? Ja, met die opstel van die dokumentasie en die reisdokumente is daar verskeidenheid dokumente wat geteken word. Hierdie dokumente gaan gewoonlik in ons lêer bly, maar van die dokumente gaan ook na die agterkantoor toe wat gaan oor die oordrag van die eiendom. Die dokumente wat meerendeels onderteken word, eerstens deur die verkoper. Die verkoper moet natuurlik 'n volmag teken. In terme van die volmag vermeld hy dat hy die eienaar is. Hy vermeld dat hy verkoop aan die koper natuurlik 'n koopkontrak en daarom word ook vermeld wanneer hy dit verkoop het en vir die bedrag. En die baie belangrike ding ook is natuurlik die eiendom as vervreem word. So en in terme van die volmag om oordrag te gee hy dan die toestemming aan die transportprokureur om voor die regstateur van akte te kan verskyn en dan die eiendom oor te dra aan die nuwe koper natuurlik en dan afstand te doen van sy eiendomsreg en dan eiendomsreg te vestig in die koper. Dit is die mees belangrike dokument wat die verkoper moet teken. Dan teken die koper en die verkoper ook 'n lys van dokumentasie wat ooreenstem. Hulle teken byvoorbeeld status en insolventieverklaringe. Die statusverklaring vermeld hoe jy getroud is. Of jy getroud is, ongetroud is of getroud is met 'n aanwasbedeling, sonder aanwasbedeling, buitegemeenskap van goedere natuurlik. En dit kan ook daar's ander huwelikstatus ook in Suid-Afrika, maar ons dit nou aanraak nou onmiddellik nie. Dan word dan natuurlik ook die verklaring na SARS toegeteken, wat weer eens dieselfde inligting vervat wat in die volmag is. Dit vervat beide partye, vervat natuurlik ook hulle belastingnommers. Dis hoekom dit belangrik is dat ons die belastingnommers verkry. Dan vervat ook die eiendom, die bedrag waarvoor dit verkoop is. Want op grond daarvan sal SARS dan 'n aanslag uitreik wat betaal moet word deur die koper vir die verkryging van eiendom. Nee, dis goed om te weet. Want die volgende vraag wat ons gehad het van 'n kliënt was die verbandproses na goedkeuring. Hoe werk dit? Ja, die verbandproses na goedkeuring is nadat die kliënt die kwotasie aanvaar het wat die bank vir hulle gestuur het. Hulle aanvaar dit skriftelik. Sodra dit aanvaar is, dan gaan dit terug na die bank toe natuurlik en die bank gaan voort om een prokureur aan te stel wat namens hulle die verband gaan registreer. Daar's verskeie prokureurs op verskeie banke se panele en hulle word dan toegeken aan 'n prokureur wat die bank se paneel is en wat voldoen aan hulle vereistes. En sodra dit dan natuurlik na die prokureur toe gestuur word, dan gaan daai prokureur die transportprokureur kontak en sê, luister manne, daar is 'n verband toegestaan deur X-bank vir X bedrag geld. Wat is julle waarborgvereistes? En dan van daar af is daar 'n verdere proses wat natuurlik inkom. En dit is die volgende proses natuurlik is daar 'n verband op plek, 'n bestaande verband op die eiendom. Indien daar 'n bestaande verband is, dan is die transportprokureur gaan hy as hy dokumente versamel, is deel van die dokumente wat hy versamel, natuurlik 'n rekeningnommer van die kliënt. Ons gaan dan voort en dan kontak ons die finansiële instelling. Dan versoek ons kansellasiesyfers by die finansiële instelling en daardie kansellasiesyfers gaan ons op die ou einde van die dag deurgee na die koper se verbandprokureur. Dan gaan hulle vir ons 'n verskeidenheid waarborge uit ter finansiering van hierdie transaksie. Die eerste waarborg gaan natuurlik wees vir die aflos van die bestaande verband van die sodat al sy skuld afgehandel word by die bank. Indien dit nie gegee word na 'n waarborg gegee word aan die bestaande verbandhouer nie, dan sal die bank natuurlik nie voortgaan om 'n toestemming tot kansellasie te teken van die verband nie en gaan ons nie kan voortgaan met die oordrag. So 'n waarborg is baie belangrik. Die balans van die fondse kan dan op verskeie maniere aangewend word. Een gedeelte aan die transportprokureur, byvoorbeeld vir die balans van die koopprys en 'n verdere waarborg kan gegee word na die kansellasieprokureur toe, want hy het ook 'n koste wat vereffen moet word. En daardie kostes is vir die rekening van die verkoper, die kansellasiekoste. Okay, nou daar het vraag my bygeval, ek verstaan nou die verbandproses nog goedkeuring. Wat as dit 'n cashkoper is, wat doen jy dan? Dan gaan ons, as dit 'n kontantkoper is, dan gaan ons nog steeds waarborg versoek van die verbandprokureur. Dan gaan die waarborg dan 'n meer eenvoudige een wees, want ons gaan vra vir die totale opbrengs van die verband vir tot en met die bedrag van die koopprys. Want dit moet gesekureer word om natuurlik vir die finansiële reënings vir die oordrag van die eiendom. En dit is die hoofsaak van die verkoper op 'n vandag. 1, verkoop my eiendom, maar 2, ek wil weet dat die fondse wat betaal moet word, die koopprys verseker is. En dit kan op 2 maniere verseker word.
Kontantkoop kan of wees met 'n waarborg of fisiese kontant wat met 'n elektroniese oorplasing plaasvind in 'n prokureur se trustrekening. So daar's twee maniere om dit, twee tipe kontantkoop as jy dit so kan sê.